that saved a wretch like me. Amen. Amen, liewe luisteraar. Ons kyk weer na die verborgenhede, die goeie nuus, dit wat gekom het, dit wat vir eeue en geslagte verborge was, maar wat nou geopenbaar is. Dit is so wonderlik as 'n ou regtig tot die kennis kom en tot die openbaring van die skrifte kom. Verskillende openbaringe, soos geloof geopenbaar word deur die skrifte. So is daar verskillende openbarings wat kom. En ons kyk 'n bietjie na die realiteit van hierdie werklikhede. So ek lees vir ons hierso van 1 Korintiërs 2 van vers 7 af. Hy sê, maar ons spreek in wysheid van God, wat bestaan in verborgenheid, wat bedek was en wat God van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlikheid. Sien, daar's 'n verborgenhede wat verborge was, wat ons nie kon sien nie, maar wat nou geopenbaar is. Luister net verder. Hy sê, wat niemand van die heersers van hierdie wêreld geken het nie. Want as hulle dit geken het, sou hulle die Here van heerlikheid nie gekruisig het nie. Maar soos geskrywe is, luister nou mooi, maar wat geskrywe is, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van mense nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom liefhet. Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar. 'n Openbaring wat nou geldig is. 'n Openbaring wat tot ons gekom het. Want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Kan nie dink dat God is Gees. En deur daardie Gees kan ons sien wat gaan in die dieptes van God se hart aan. Want wie van die mens weet wat in die mens is, behalwe die Gees van die mens, wat in hom is. So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die Gees van God. Ons het ewenwel nie die Gees van die wêreld ontvang nie. 'n totale ander realiteit as die Gees van God. Maar ons het ontvang die Gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Daarom spreek ons ook nie met woorde van menslike wysheid leer nie, maar die wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike kan vergelyk. Dan sê vers 14, maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Nou, hierdie verborgenhede van God, wat vir ewig in God se hart was, tot die mens, is nou aan die mens geopenbaar, die volle heerlikheid, die volle rykdom, die volle gedagtes wat God van die skepping van die wêreld af in sy hart gehad het. En dit is daardie realiteite, die groot heerlikheid, wat in die kruis vir ons gekom het, en wat ons nou na moet kyk. Hierdie wonderlike realiteite, wat so groot is, dat dit baie tyd vat om tot die werklikheid daarvan te kom. So, ons kyk in die verborgenhede in, en ons kyk in hierdie groot liefdes openbaring van God in. As ons bietjie meer daarvan wil sien, dan kyk ons hier in Efesiërs, die 2de hoofstuk van vers 17 af. Hy sê, en hy het die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat ver was en aan die wat naby is. Want deur hom het ons albei toegang deur die Gees
tot die Vader. Deur Jesus Christus het ons almal toegang deur die Gees tot die Vader. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die Heilige en huisgenote van God. Kan u dink tot watter mate God gekom het om 'n herstel te bring van die mens, dat jy uit duisternis, die mens in absolute verlorenheid was, in absolute duisternis was, kom herstel hy en hy bring jou tot 'n posisie waar jy 'n huisgenoot van God is, 'n absolute intieme verhouding het met die Vader, waar jy weer God jou Vader kan noem en absoluut in sy magtige beloftes begin beweeg. Hy sê byvoorbeeld in 2 Petrus 1 vers 3 en 4 dat ons volgens daardie magtige beloftes van God aan die bonatuurlike realiteite kan deelneem. Dit wat God van eeue gelede af vir ons openbaar het en wat nou deur die kruisiging van God 'n werklikheid geword het. Hierdie realiteit is gebou op die fondasies van die apostels en die profete, terwyl Jesus self die hoeksteen is, in wie die hele gebou saamgevoeg verrys tot 'n heilige tempel, in wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. Dit is die uiterste doel van God gewees, om weer vir hom 'n volk te skep, in wie hy 'n akkommodasie kon vind, waar hy in die mens kon woon. Nou, dit is so verreese bo die denke van die mens, dat die lewendige God, wat niemand nog ooit gesien het nie, wat die skepper is van die oneindigheid, hy is bereid om deur sy Gees in jou te kom woon. En dan sien ons tot watter mate hy hierdie herstel van die mens moes bewerk. Want God verwag niks van 'n mens as hy dit nie aan die mens voorsien het nie. Hy voorsien eers alles wat die mens nodig het en dan verwag hy dat jy daarin sal beweeg. So, as ons net dink aan die realiteite van hierdie werklikheid, lees ek net vir u in 1 Korintiërs 1. Hy sê in vers 30, hy sê, maar deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons geword het, die wysheid uit God. 'n kennis, 'n wysheid wat na jou toe kom, 'n wysheid van God, sodat jy kan inkyk deur die skrifte, en jy kan alleen hierdie wysheid verkry deur die skrifte. Absolute kennis is daarom wat die skrif so pertinent is, dat hy sê dat die mens gaan verlore weens 'n gebrek aan kennis. Nie iets anders nie. 'n gebrek aan kennis, want as jy nie inkyk in die skrifte en sien wat hierdie groot God se hart aangaan en wat hy kom doen het vir die mens, hoe hy jou kom arm het in die evangelie, dat hy elke mens weer in 'n volmaaktheid stel. Ons weet dat die skrif is baie duidelik. Hy sê oor en oor vir ons dat die regverdige, dit wat God jou mee toebedeel het, 'n regverdigheid. Dit is so belangrik dat ons hierdie skriffies maar oor en oor aanhaal. Romeine 3 vers 23 sê, alle mense het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En dit word aangehaal vir honderde jare nou al. Maar hulle lees nie die volgende vers nie. Die volgende vers sê, maar nou word ons
uit genade geregverdig. So dit is so belangrik, as God jou uit genade geregverdig het, dan het hy vir jou iets bewerk, waarin jy moet staan deur die geloof. In die Nuwe Testament gaan die mens net deur geloof lewe. Jou enigste bydrae wat jy in die Nuwe Testament aan al die heerlikheid van God het, is net jou geloof. Niks anders nie. Daar is nie meer 'n bydrae van 'n menslike realiteit. Hy sê jou bydrae is soos vodde in die oë van die Here. So, dis absoluut net dit wat hy voorsien het, waarin jy nou moet wandel. En die eerste ding is, hy het ons sy wysheid gegee. Hy het dit vir ons geword. Ek lees weer vers 30. Hy sê, maar deur hom is ons in Christus Jesus, wat vir ons geword het, wysheid uit God. Dit wat in God was, die wysheid wat in God was, dit leer jy nou van in die skrifte. En jy begin sien hoe dat God jou herstel het tot so 'n mate, dat jy 'n huisgenoot van God kan wees. En nou gaan ons verder. Hy sê, en hy het vir ons geword, Jesus Christus het vir ons geword, geregtigheid. Met ander woorde, hy herstel jou 100% na die oorspronklike skepping van die mens. Dit wat God beplan het van die begin af, voordat die vyand jou kon verdwaas het, herstel hy jou in daardie realiteit. En heiligmaking. Nie 'n heiligmaking van jou eie nie 'n poging van jou eie om by heiligheid uit te kom nie. Hy skenk jou heiligmaking. Jy aanvaar dit deur geloof. En dit is hierdie hemelse realiteite wat verborge was vir eeue en geslagte, wat mense nooit gedink het dat dit ooit kan gebeur nie, dat die mens weer herstel kan word in die volmaaktheid. En dit was die uiterste doel van die kruis gewees, om die mens weer te herstel tot die oorspronklike gedagte en doel van God vir die mens op aarde. So, dit is so belangrik om te sien dat hy skenk vir ons die heiligmaking, sodat ons absoluut in sy oë weer heilig is tot die mate waar ons huisgenote van God kan wees. Ons kan nou na ander skriffies ook kyk. En hy sê, en verlossing. Hy het ons verlos van die volle duisternis wat die vyand op die mens gebring het. Absoluut verlos daarvan, deur die verligting van die evangelie. Hy in ons harte kom skyn. Luister net na 2 Korintiërs 4 vers 4. Hy sê naamlik die ongelowiges, in wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat hulle die verligting van die evangelie, dit wat hy vir ons gebring het, die verligting van die evangelie. Die evangelie het vir jou 'n volmaaktheid gebring, het vir jou 'n heiligheid, geregtigheid, 'n volmaaktheid gebring, 'n nuwe wysheid, die wysheid van God gebring. En dit is absoluut verborge aan die heidene, wat nie wil toelaat dat die lig van die evangelie, die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sal skyn nie. Maar sien nou die positiewe kant daarvan, dat Jesus het gekom deur die evangelie om die heerlikheid van God weer in ons harte te laat skyn, sodat ons absoluut kan verstaan wat God ons uit genade geskenk het.
ons hierdie realiteite, dit wat 1 Korintiërs 1 vers 30 nou vir ons so pertinent uitspel. Ek kan nie dink hoe dat 'n mens so iets kan nalat, om nie daarna te kyk, nie om sy hele wese daarop te stel en te verstaan wat hierdie teks beteken nie. Ek lees weer 1 Korintiërs 1 vers 30. Hy sê, maar deur hom dit is nou deur die groot God van die hemel, die skepper van hemel en aarde, die skepper van die univers, deur sy toedoen, is julle in Christus Jesus. Hy het ons in Christus Jesus gesit aan die kruis van Golgotha, wat vir ons geword het, wysheid uit God, en geregtigheid, en heiligmaking, en verlossing. Jesus het dit geword vir elke mens, en elke mens het nou die vermoë om hierdie realiteit te aanvaar of te verwerp, want dit is net geskenke. God het dit aan elke mens geskenk, die verligting van die evangelie, om te aanvaar dit wat vir jou gekom het. Dit is so belangrik dat ons inkyk in hierdie realiteite. Terwyl ons hier in 1 Korintiërs is, luister net na hoofstuk 3, vers 16. Hy sê, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is, dat jy nou 'n akkommodasie van God is, 'n tempel van God is, en dat die Gees van God in julle woon nie. Nou, dit is so belangrik as jy dink hoe mense die geestelike realiteite soms misbruik en soms verkeerd verstaan, dat hulle nie in diepte na hierdie realiteite kan kyk en in diepte kan sien wat God eintlik vir die mens voorberei het, dat hy jou wese kom heilig het, dat hy jou wese kom geregtig verklaar het, sodat dit 'n tempel, 'n akkommodasie vir God kan wees. Luister nou weer na die 16de vers. Hy sê, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is, en die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God ken, sal God hom sken, want die tempel van God is heilig, en dit is julle. As jy jou eie tempel ken, deur nie hierdie realiteite te aanvaar nie, dan verloor jy mense. Hierdie God het gekom om elke mens, maak nie saak hoe ver hy geval het nie, te omarm en in te bring in sy volle heerlikheid. Dit was die hart van God. Dit is wat die Gees van God kom openbaar het. Die dieptes van God se wese aan die mens kom bekendstel het, sodat die mens kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Die 12de vers van 1 Korintiërs 2, dan sê hy, ons het ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Nou vra ek u, liewe luisteraar, as u nou nie die wysheid van God, die geregtigheid van God, die heiligheid van God, die verlossing wat hy aan u geskenk het, as u dit nie wil aanvaar of nie kan aanvaar of nie weet dat u dit kan aanvaar nie, waar staan u? Waarmee is u besig? Kyk na u eie woord en moenie meer luister na verdwaasheid waar die mense pogings opgewek wil word, sodat jy 7 stappe tot heiligmaking moet volg nie. Daar bestaan nie so iets nie, in die volmaaktheid na die kruis. Baie van die ou realiteite van die Ou Testament, waar die mense pogings ter sprake was, het oorgespoel in die Nuwe Testament, omdat die
al die disippels van Jesus Jode was en absoluut disippels van Moses was. En hierdie realiteit het oorgespoel en God het deur die wysheid van 14 hoofstukke wat hy aan Paulus gegee het, aan ons kom verduidelik wat sy werklike doel was, wat sy intense realiteit in sy hart was, sodat ons kan verstaan wat God ons uit genade geskenk het, in akkommodasie vir hom, sodat ons in daardie heerlikheid daagliks kan beweeg. Groter is hy wat in ons is, as hy wat in die wêreld is. En dit is hoe jy regeer in hierdie wêreld, dat jy absoluut in geloofsvertroue begin wandel, absoluut op hierdie groot God, weet dat hy is die een wat vir jou gesê het, bring al jou bekommernisse na my toe, want ek sorg vir jou. En dan probeer ons en mense word aangemoedig om te probeer en hulle maar self dinge uit te redeneer en hulle eie probleme op te los, en dit kan en sal nooit werk nie. Jy moet inkyk na die groot en belangrike realiteite wat hierdie groot God vir jou kom skenk het, dat hy jou absoluut vervolmaak het. Waar kan jy 'n groter heerlikheid kry as dit, dat hierdie groot God, die skepper van die mens, die skepper van die heelal, vir jou kom herstel in Jesus Christus, en jy weier om daardie herstel te aanvaar, of jy wandel in groot onkunde, en dit is net onkunde, ongeloof, wat jou laat verlore gaan, niks anders nie. So, ons moet tot die kennis kom, ons moet na hierdie realiteite ken, en dit ter harte neem, sodat ons absoluut in dankbaarheid voor God kan staan elke dag. Daar is nie 'n groter gebed wat in 'n mens se hart kan wees, as om God te verheerlik vir sy groot genade en sy liefde wat hy aan ons kom toebedeel het nie. Ek verlang so dat elke een van u tot hierdie werklikheid sal kom en sien en aanvaar wat Jesus vir u gedoen het aan die kruis. Hy het u kom vervolmaak, sodat u in 'n vreugde voort kan gaan elke dag. Prys sy groot naam. Amen.